Ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, die koning van al die eeue en die koning van die kerk. En mag God ons vandag ryklik kom seën by die oordeenking van sy woord. Ek wil vir ons 'n vers lees uit Esegiel 29. In Esegiel 29 word daar geprofeteer teen Egipte. Ek lees nou vir ons vers 14. En ek, hoofletter ek, met ander woorde die Here, sal die lot van die Egiptenaars verander en hulle sal teruggaan na die land Patros, na die land van hulle oorsprong, en daar sal hulle 'n koninkryk van geringe betekenis wees. Die eens magtige Egipteland sal 'n landjie word van geringe betekenis. Hulle wat op 'n stadium 'n wêreldstaat was, hulle wat op 'n stadium die wêreldmoondheid was, hulle wat op 'n stadium Israel verdruk het as slawe, hulle wie se beskawingspyl hoër was as elke ander nasie tot op daardie stadium. Jaarliks stroom daar nog toeriste na Egipte om te gaan kyk na die eens wonderwêreld van Egipte. Ingenieurs staan nog steeds met hulle hande in die hare as hulle kyk na daardie piramides wat so akkuraat, wat in lyn met lengte en breedtegrade gebou is. Gaan 'n patetiese volkie word, volgens die profesie wat op hierdie stadium uitgegaan het, 'n nasie waarvoor eintlik gelag sal word, 'n lagwekkende nasie. Kom ons luister nou eers na 'n gepaste lied. Father.
aanleiding van wat ek sopas gesê het, wil ek met u deel onder die eerste hoofgedagte: God slaap nie. Mensekind, sê die Here vir Esegiel, wees wakker, want ek is wakker en ek slaap nie. Psalm 121 vers 3 sê die Here, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Vers 4 sê, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hier vroeg in Exodus 3 vers 7 lees ons, en die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Let op, God sien, God hoor en God ken wanneer dit by sy volk kom. Hier word vir die eerste keer in die Bybel melding gemaak van my volk, God se volk. En dit word nie minder as 19 keer in Exodus genoem dat God die Israeliete noem my volk. Hier in dieselfde hoofstuk vers 16 sê die Here, ek het terdee, dit beteken behoorlik, volkome, ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. God slaap nie wanneer dit kom by sy volk en hoe dat ander nasies sy volk hanteer. As 'n tweede hoofgedagte, God se meule maal stadig, maar gewis. Hulle wat onreg doen, sal nie vir altyd voorspoedig wees nie. In Psalm 37 vers 10 sê die woord van die Here, en nog 'n klein rukkie, net 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie meer wees nie. God sê, dit sal nie lank wees nie, dan sal hulle net verdwyn, sal hulle wegwees, sal met hulle gebeur soos wat daar geprofeteer is oor die eens magtige moondtyd Egipteland, dat hulle 'n patetiese ou volkie sal word, eintlik 'n lagwekkende volkie sal word. Hier in Psalm 73 lees ons hier in vers 18, waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in puin val. Puin beteken rommel, hulle word rommelstatus. Hoe word hulle in 'n oomblik, dis die goddelose wat die regverdige sleg behandel, 'n voorwerp van verbasing. Hoor wat sê die Bybel, 'n oomblik. Ons het nou hier gelees in Psalm 37 vers 10, 'n klein rukkie. En nou sê die Here, in 'n oomblik word hulle 'n voorwerp van verbasing. Mense sal verbaas wees, waar is hulle? Wat het van die eens magtige man en van die magtige staat geword? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Dis hoe God hulle sal hanteer wat die regverdige sleg behandel. Ander kere vat dit ongelukkig lank. So was dit met Israel toe hulle vir 215 jaar in Egipte land as slawe verdruk was. En soms sien ons nie die regstellende, God se regstellende aksie hier op aarde nie. En moet ons wag vir die hiernamaals om dit daar te aanskou. Maar verseker, God se meule maal stadig soms, maar verseker en gewis. Hier in Psalm 125 vers 3 is 'n interessante en 'n kosbare vers. Want die scepter van goddeloosheid, dit beteken nou die mag van verdrukking, sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie uitsteek na onreg nie. Ek het die betekenis van hierdie vers hierbo in my Bybel geskryf en ek lees dit vir u graag. God sal sorg dat onregte nie te lank duur, sodat die regverdige hom nie sal vergryp nie. God sal sorg dat die onregte nie te lank duur oor die regverdige, dat hy later voel hy kan dit nie meer uithou nie, dat hy ongewenste en verkeerde dinge sal doen en hom sal vergryp dalk en dinge doen wat God nie behaag nie. Die Here weet hoe lank jy dit kan uithou en die Here hoor die gebede wanneer jy sê, Here, ek kan nie dit meer hier uithou nie. En God sal jou verlos voordat dit te swaar word. Is die Here nie 'n wonderbaar God nie?
Is die oë van die Here nie op elke plek nie? Hoor die Here en ken die Here nie my en jou omstandighede? Van gewis, hy ken dit. Hier sien ons dit in die geval van Israel en hulle verdrukking wat hulle ervaar het onder die hand van die Farao en van Egipte. As 'n derde hoofgedagte, elke goddelose nasie en elke individu sal tot 'n val kom wat goddeloos handel. Ek kan vra vandag, waar is al hierdie magtige moondhede en hierdie beskawings en hierdie nasies wat eens so magtig was? Egipte, die Babyloniese ryk, Perse, die Grieke, die Romeine. Hulle het almal tot niet gegaan. Daar word vandag net na hulle ruïnes en verhale verwys. Hulle wat eens so magtig was, wêreldmoondhede en alle ander nasies verdruk het, en ook Israel onder andere, hulle bestaan vandag nie meer nie. Kom ons kyk na 'n meer moderne geval, naamlik Nazi-Duitsland, wat 6 miljoen Jode in gaskamers doodgemaak het. Die aanduidings is daar dat die syfer selfs groter is as wat ons in die geskiedenisboeke jare gelede geleer het. Vandag is daardie gedeelte van hulle geskiedenis vir hulle 'n verskriklike verleentheid. Psalm 125 vers 5. Maar die wat langs krompaaie wegdraai, sal die Here laat vergaan, saam met die werkers van ongeregtigheid. Vergaan soos wat 'n boot vergaan, soos wat die Titanic iewes skielik die magtige skip gesink het en weg is hy. Net so 'n rimpeltjie is bo gelaat. In die volgende oomblik is daar nie eers 'n teken dat hulle ooit bestaan het nie. As 'n vierde hoofgedagte, niemand vat aan die kind van God en kom daarmee weg nie. Hier in Deuteronomium 32 vers 10 sê die Here dat hy hom, dit is sy kind, bewaak soos sy oogappel. En ook hier in Sagaria 2 vers 8 lees ons, wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. Die oog is daardie gedeelte wat die sensitiefste gedeelte van die liggaam is. Net 'n stoffie, net 'n ou klein vliegie wat hier kom draai en jou oog is seer. Maar hoe wonderlik, as daar iets na jou oog toe aankom, hoe vinnig jy jou oog kan knip, hoe jy sal koes en keer met die hand, en so wil ek glo, is die betekenis van dit, so sal God my en jou as kind van die Here beskerm en bewaak, en is die Here bewus van sy kinders, wanneer daar onreg teenoor hulle gepleeg word, en sal die Here ons beskerm, soos wat ek en jy sal afweer ten opsigte van ons oogappel. As mense jou aanvat, en ek wil nou veral praat met jonger garde, met kinders, en mag hierdie boodskapie ook by hulle harte uitkom, want ons kinders word vandag so geboelie in die skole, wanneer hulle jou aanvat, wanneer hulle jou verneder, wanneer hulle op 'n manier jou sleg behandel, wanneer hulle jou verkleineer, wanneer hulle jou verag, dan moet jy dink aan die ruïnes van Egipte land, en aan al die ander beskawings wat tot niet is. So sal dit ook met hulle gaan. God vergeld verseker. Daar in Job 36 vers 7 sê die woord van die Here, die Here trek sy oë nie af van die regverdige nie, maar hy verhoog hulle, sodat hulle op trone sal sit vir ewig en altyd. As ons dink hoe dat die broers van Josef vir hom as slaaf verkoop het na Egipte, en op die ou end het al daardie broers gekom en moes hulle buig voor Josef tot groot verleentheid van hulle self. Ek wil na 'n laaste voorbeeld verwys, naamlik na Amalek of die Amalekiete. Dis die eerste nasie wat Israel kom aanvat het op hulle tog uit Egipte land op pad na Kanaan. Israel het hulle niks gedoen nie. Hulle het sommer van self gekom en hulle kom aanvat in Eksodus 17, daar vers 8. Daardie geveg het plaasgevind terwyl Moses op die berg gestaan het met sy hande omhoog en en Aaron sy arms omhoog gehou het, 'n bekende verhaal. En dan later
lees ons hier in Deuteronomium 25, wanneer die Here weer praat oor hierdie saak. Deuteronomium wat beteken tweede wet. God het nie vergeet die onreg wat sy volk aangedoen is. En ons lees hier vanaf vers 17, hy sê, dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egipte aan jou gedoen het. Hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou verslaan het, terwyl jy moeg en mat was, en hy God nie gevrees het nie. As dan die Here jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom in die land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg, vergeet dit nie. Die Here sê, hulle wat julle so aangevat het, die volk wat moeg was en die agterhoede aangeval het, hulle wat julle kwaad aangedoen het, hulle moet verdelg word, vernietig word. En dan soveel jare later, as ek my 'n skatting moet maak, dan kan ons sê, 200 jaar later, kom die woord van die Here uiteindelik weer tot koning Saul in 1 Samuel 15, daar so vanaf vers 2, vers 3. En Saul, die koning van Israel, kry die opdrag om Amalek te gaan uitdelg. Hulle moet getref word met die banvloek. Daar word gesê, delg uit, vader en moeder, seun, dogter, suigeling, grysaard, alle vee, alles. Maar nou, u ken ook die verhaal hoe dat Saul gedeeltelik gehoorsaam was, maar die naasbestes gespaar het en so ook vir Agag, die koning van Amalek. Maar toe Samuel dit hoor en sien, was hy bitter ontevrede, en op die ou end kap hy vir Agag, die koning, eiehandig met die swaard in stukke, baie wreed, maar hy het God se opdrag verstaan en God gevrees en gedoen wat die Here gesê het. En so kan ons aanneem dat ook daardie bestes van kleinvee en van die vee wat Saul gespaar het, sou ook vernietig word. Ek wil ten slotte praat oor my en jou gesindheid as kind van God. Hoe moet ons gesindheid wees teenoor hierdie mense wat ons kwaad aandoen? En dit is vir mense soms bitter ongemaklik. Daar by jou werk het jy 'n baas wat baie hard is op jou, wat as sprus uit sy pad uitgaan om dit vir jou moeilik te maak. Hoe moet jy as kind van God teenoor hierdie mense voel? Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren van God. Met ander woorde, hou jou hand van hulle af, hou jou mond van hulle af, staan terug en sê niks. God sien, God weet, God het terdee opgemerk en weet, en God sien jou as sy oogappel, wat hy wil beskerm, wat vir hom kosbaar is. Ons het al die voorbeelde, nou na die skrif so vinnig gekyk, hoe dit God hulle behandel het, wat sy kinders en sy volk benadeel het. Verseker gaan God met hulle afreken, los hulle vir die Here. Daar in Jakobus 5, hier in die Nuwe Testament, sien ons daar vanaf vers 1 tot 6, hoe dat die rykes en mense wat in posisie is, die armes en die mense wat nie kan beding vir hulle self nie, uitbuit en sleg behandel, loon terughou, ons kan ook sê bevorderings terughou, sleg werk met ander, terwyl hulle die hef nog in die hand het. Geliefdes, wat sê die Bybel? Hier vers 6, praat hy van die regverdige, hy versit hom nie teen hulle nie. Dis die kenmerk van die regverdige, gee hulle vir die Here, laat die Here met hulle werk. Dit is dikwels so dat die persoon wat onregverdig behandel word, hom nie kan versit nie, hy is nie in die posisie nie, hy het nie die bedingingsmag om iets te doen of te kan doen nie. En oral gaan dit deesdae so, geliefdes, in die sekulêre wêreld, in die korporatiewe wêreld, gaan dit so, tot selfs in die kerk. Jy word uitgeskuif as regverdige. Sommiges word onregverdig afgedank, uitgewerk. Die ander dag kom ek by 'n instansie en sê die vrou vir my, pastoor, ek is uitgewerk hier. Wat doen jy? Vers 6, hy versit hom nie teen hulle nie, die kenmerk van die regverdige.
Eksodus 14 vers 14, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Laat God met hulle werk. Wees jy stil, staan terug en aanskou die oorwinning van die Here. Daar moet geen weerwraak gedagtes in ons harte wees nie. Ons verlekker ons nooit in 'n ander se val of seer kry nie. Ons bid vir ons eie vrede en ons bid vir ons vyande. Die Bybel sê, bid vir julle vyande, seën hulle wat julle vervolg. En daarom bid ons, Here, help hulle, red hulle, mag hulle tog tot bekering kom, mag hulle oë oopgaan, mag hulle die Here vind voordat dit te laat is. Kan ek vandag vir jou bid dat God jou help en dat die Here jou sal oorwinning gee in jou hart en jou gees ten opsigte van mense wat jou kwaad aangedoen het, in die wete, God weet van alles. En dit is so dat die wiel gaan draai en hulle wat nou boos en onregverdig boos op 'n stadium onder gaan wees. En hulle wat nou onder is en dit regverdiglik verdien om bo uit te kom, gaan weer bo uitkom. Dit is maar 'n menslike sêding, die wiel draai, maar ons sien dit ook in die skrif. Kom ons staan voor die Here. Ja, ek wil jou vra, as dit moontlik is, as jy deur ander onregverdig behandel is, staan voor die Here as 'n teken. Here, sien my raak. En Here, mag hierdie gebed ook in my omstandighede vir my werk en vir my help. Kom ons bid. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen, Here, wat deur verdrukking gaan op hierdie stadium. Here, hulle wat dit ervaar soos wat Israel dit destyds ervaar het in Egipte land toe hulle slawe was en hulle niks daaraan kon doen nie. Die oormag is net te sterk. Ons lewe in 'n dag dat jy nie sommer net kan bedank nie, want daar is geen ander werk nie. Daar is nie inkomste nie. Jy moet jou dit maar net laat geval. Ek bid, Here, vir genade en vrede vir hulle wat verdruk word op hierdie stadium. Here, dankie dat die Bybel sê, U weet hoe lank hulle dit ook kan verduur en kan uithou en U sal uitkomste vir hulle bewerk. Here, ek bid dat hulle dit sal kan hou. Ek bid, Here, vir vrede in hulle harte, om hulle hande en hulle monde terug te hou. Ek bid, Here, ook vir daardie onregverdige bestuurders. Here, dat U ook in hulle harte sal werk, voordat dit vir hulle te laat is. En Here, U gaan optree, en U hulle gaan aan die kaak stel, en U hulle, Here, gaan ten gronde rig. Here, ons roep na U, wees genadig oor ons almal. Here, ons wil nie weer wraak in ons harte hê nie. Ons wil nie loop, Here, met grimmigheid teenoor ander, wat ons op hierdie stadium sleg behandel nie. Here, ons moet as kinders van God uitstyg, en ons moet met vrede en met liefde, moet ons hierdie pad loop van die Here. Help ons daartoe, my koning. En ons dankie, Here God, U sien, U weet. Help ons om ons te verlaat op U kennis, op die woord wat aan ons geopenbaar word, dat U weet, U ken en U sien. Ons dank U, liewe Here, in Jesus naam. Amen. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vas aanhou. Daar is geen ander evangelie nie. Dit is genade, genade, genade om die Here te dien. Dit is genade, genade, genade om die Here te dien. Dit is genade, dit is genade om die Here te dien. Dit is genade.
genade, dit is genade om die Here te dien. Dit is genade, genade, genade om die Here te dien. Dit is genade, genade, genade om die Here te dien. Dit is genade, dit is genade om die Here te dien. Dit is genade, dit is genade om die Here te dien. Die evangelie sal ek vashou. Daar is geen ander evangelie nie. Die evangelie sal ek vashou. Daar is geen ander evangelie nie.